Goeiemôre vriende, op hierdie mooi donderdagoggend, die 22ste Januarie 2026. Mag dit sommer net vir julle 'n wonderlike lekker dag wees wat voor julle uitstrek. En dan kom dink ek sommer 'n klompie mense of 'n paar mense se gesondheid op hierdie stadium wat dit nie so lekker gaan nie. Miskien van julle wat inluister ook wat dit nie goed gaan nie. Ons dink aan julle en ons bid vir julle ook in hierdie tyd oor. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Here, U ken elkeen van ons persoonlik, U weet wat ons gesondheid is, U weet waar ons bekommerd is. Ons kom dra vanoggend almal aan U op, Here, wat nie lekker is nie, wat se gesondheid nie lekker is nie. Here, wat maar baie keer, meeste van die keer met 'n glimlag sê, nee, dit gaan goed, maar binne jou liggaam is dit nie lekker nie. Here, dan sit ons ook met mense wat op 'n emosionele vlak, psigologiese vlak, Here, nie lekker is nie. Dit gaan swaar met hulle, maar Here, ook wanneer jy by hulle kom en jy vir hulle vra hoe gaan dit, dan sal hulle altyd vir jou sê, nee man, dit gaan goed. Terwyl dit eintlik met hulle baie sleg gaan. Here, en daarom kom vra vir U ken ook vir hulle. My Vader, U het elkeen van die kinders gemaak, as almal van ons is spesiaal vir U. Maar U ken vir hulle, U weet, Here, wie hulle is, en ek kom vra vir U dat U vir hulle in hierdie tyd en in hierdie dae krag sal gee, Here, daai moed sal gee, dat U vir hulle daai geestelike, psigiese krag en moed sal gee, Here, net U deur die Gees kan dit gee. Help vir hulle, staan vir hulle by, onderskraag vir hulle, Here. Baie dankie dat ons, soos die kinders, soms so lekker met U kom praat en dit vir U kom vra. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is eintlik klaar nou met Kolossense na vandag, want ons kyk Kolossense was nog maar 4 hoofstukkies. Amazing, nou julle sal saamstem, dit was 'n absolute amazing reis wat ons eintlik deur Kolossense het. En dit is so 'n klein boekie wat Paulus geskryf het vanuit die tronk, né? Maar so gelaai, so ongelooflik gelaai. So ek gaan vandag die laaste stukkie met julle doen vanaf vers 7 aan van Kolossense, basies maar Paulus se persoonlike goed wat hy sê, Tychicus, die mees medegelowige wat ek baie lief het, sê julle alles vertel van hoe dit met my gaan en so aan. So julle kan dit loop lees as julle wil, maar dit gaan letterlik maar oor persoonlike goed daai. Maar as ons nou klaar maak dan met Kolossense vandag, vriende, dan sê hy, so ons het gister 'n bietjie stil gestaan waar hy sê waar hy vir hulle vra, bid dat God 'n deur vir die woord sal oopmaak, en ek het vir julle ook gesê dat ons vir God moet vra waar ek en jy ook al is, of dit in ons huwelik, ons vriendekring, ons werkskring, ons gemeentekring, wat 'n kring dit ook al mag wees, ons sportskring, ons stokperdjiekring, waar ook al is, as daar's mense wat miskien die woord van die Here moet hoor, dan sê Paulus, bid vir God dat hy vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, nee, dit het ons vir mekaar gister gesê, dat die Here vir ons 'n deur sal oopmaak om te praat, en vriende, dan moet ek en jy getuig, nee, dit gaan nie oor, jy moet iemand oortuig nie, ons moet getuig wat Jesus vir jou beteken, so dit is altyd, dit is eintlik maklik, nie oortuig nie, want dan moet jy jou klomp skrifgedeelte sê, dit werk nie, jy getuig, jy vertel wat Jesus vir jou beteken, nee. En dan, vriende, sê hy die volgende, hy sê, Hy sê nou vir die gemeente dit, maar jy kan ons nou vandag dit hoor dat God deur Paulus praat en die Heilige Gees vir ons dit kom sê. Hy sê, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Vriende, dit is so belangrik, wanneer mense buite die gemeente, dis mense wat nie deel is van die gemeente, die mense wat inkyk na die gemeente toe, wat sien hulle in die gemeente? Hoe hanteer ons binne in die gemeente mekaar, né? En daarom sê hy, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente. So, jy moet, liewe vriende, vir die Here vir onderskeiding vra, Here, hoe moet ek getuig buitekant? Here, hoe kan ek hierdie persoon blootstel aan hierdie kerk van die liggaam van Christus, sodat hulle tuis sal voel, nie veroordeeld sal voel en beoordeeld sal voel nie, maar dat hulle tuis sal voel binne in hierdie setup, né? So, ek dink tog, dit is iets wat ons vir die Here moet vra. Here, gee ons wysheid hoe om teenoor mense op te tree, wat nog buite die gemeente is, nee, dat hy vir ons sal help, daarmee. En dan sê Paulus, die volgende, en ek dink hierdie gedeelte is altyd so mooi, jy sal onthou, mense het altyd baie keer hierdie gedeelte aangehaal, waar hy sê, so Paulus in vers 5 van Kolossense 4, maak die beste gebruik van elke geleentheid, nee. Tree met wysheid op
teenoor die mense wat op buite die gemeente is, maak die beste gebruik van elke geleentheid. En vriende, Paulus kom praat met hierdie mense in Kolosse, onthou is baie heidense mense rondom, hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Moenie 'n geleentheid laat verbygaan. Vriende, nou kom praat, dink ek, die Heilige Gees, nie dink hy kom praat met jou en met my. Moenie van 'n geleentheid nie gebruik maak nie. As daar 'n geleentheid is, wat jy kan getuig oor die Here Jesus, getuig, vriende. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat die Here vir jou gee. So ek en jy kan nie sito deur die lewe gaan nie. Ons is kinders van die Here. Ons moet dit eerstens met ons lewe moet ons dit uitstraal, né? Maar tweedens moet ons ook nie skaam wees om daaroor te getuig nie, né? So maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dan sê hy, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Vriende, dit is sommer 'n algemene ding hierdie. Dit is crucial, dit is 'n lewensles, dit is 'n waarde wat jy eintlik kan vat, dit is 'n waarde. Wat jy ook al sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Nou vriende, onthou nou wat hy hier op 'n stadium vir ons gesê het, hy het vir ons gesê, hierso, baie mooi, hy sê, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom. Nou vriende, ek wil tog dit maar weer onder julle aandag bring. Dit wat hy hierso sê, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Vriende, kom ek sit dit maar op die tafel weer. Kom ons hou op vloek. Vriende, dit is net 'n ongelooflike sleg gewoonte. Kom ons skryf vir ons ander woorde. Sodat wanneer ek en jy, as mense na ons luister, as jy in 'n restaurant is, vriende, jy weet nie wat se mense jou sien nie. Dit gaan ons nie oor mense wat jou sien nie, maar jy weet nie wie sien jou omgewing nie. Nou as ek en jy is 'n kind van die Here en nou vloek ons. Dis nie 'n goeie voorbeeld nie, vriende. Dis slegte smaak. Slegte smaak. Hoor nou wat ek vir julle sê. Praat nou maar sommer met myself ook, né? Vriende, kyk, baie keer kan iemand my mos nou hoor nie as ek aan die kar vir die taxi sê ek hom so 3-4 goed. Nou dink hy nee, wat is fyn. Nee vriende, dit is daar waar dit begin, want dis daar waar dit begin slip, né? So wat sê hy? Wat julle ook al sê. Jy praat hy van die sê, die mond. Moet vriendelik wees. En vriendelik, kom ons sê vir mekaar, baie mense is nie vriendelik, hulle is half onvriendelik gaan hulle deur die lewe. Wees vriendelik waar jy ook al kom. Groet mense, as jy nie teruggroet nie, is hulle probleem. Maar wees vriendelik. Kyk die persoon in die oë. Sê hallo. Begin jy het leeg jou plekke om dit te doen. Jy kan dit oefen elke dag. Jy kan goed raak daarin om vriendelik te wees. Né? Wat julle ook al sê, moet altyd vriendelik wees. En met goeie smaak getuig. Wat beteken dit? Moenie iemand afkraak nie. Praat sodat dit almal tot voordeel is. Nie kyk, as jy iets sê en een van die mense rondom jou word cringe, dan werk dit net. Dis soos musiek in 'n karavaanpark. Jy kan tot 10:00 die aand musiek maak, maar as jy een persoon plaas, het een persoon te veel. Né? As jy een persoon pla met dit wat jy sê en dit nie van goeie smaak, is dit een te veel. En dis wat Paulus kom sê. Maak van elke geleentheid gebruik om vir mense te vertel van Jesus, maar sê wat jy ook al sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En jy moet weet hoe jy elkeen behoort te antwoord, né? En jy moet weet hoe jy elkeen behoort te antwoord. En daar's wat wysheid inkom, en dit is wat ons vir die Here kom vra om ons daarmee te help. Vriende, ek dink tog ek gaan môre 'n samevatting gee net van die hele Kolossense, om so lekker kan saam met ek het dit is so deur die tyd elke keer al vergeet, maar môre gaan ek so alles bymekaar bring in Kolossense. Omdat dit so 'n klein hoofstuk is, jy kan dit nie met al die ander goeders doen nie, maar jy kan dit wel met Kolossense doen. Maar mag julle 'n great dag hê, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.